Lou, dis 6 uur in die oggend. By Bloemhof. By Bloemhof. Almal ken Bloemhof se brug. Weet jy wat die dam is wat ek het nou gister gekyk, 22% vol. Jo. En dit beteken ons is daar waar die groot vis is. Ja. En dis ons doel. Dis ons doel is om vis te vang. Dus ek sê, weet jy wat, toe Skalk sê ons gaan Bloemhof, dit is net tande, want weet julle wat, ons kry regtig so min tyd om regtig Bloemhof hard te kom hengel. En vandag gaan ons bietjie tyd insit by Bloemhof. Ek gaan 'n groter visie soek. Ek dink so, ek het 'n geheime asie en ek het so 'n bietjie getweak gisterand en vir Lou gesê ek het my gun gelaai, hy glo my nie. Ja. Maar ek het 'n plannetjie vir vandag. Ek het daai nuwe soukers en 'n vriend van my het actually gegaan met die soukers en 'n klomp groot vis gevang. So ek gaan vandag konsentreer op daai soukers, daai goed van groot vis. Hy het my verduidelik wat om presies met die soukers te doen, verstaan. Ek leer ook nog soos julle gaan, verstaan, met nuwe produkte en goed. Ek doen nie altyd die ding van die begin af reg nie, maar ek het 'n plannetjie, kyk, ek is 'n geheime wapen myself, verstaan. So ek sien baie uit na die dag. Ek sê dit weer vir die mense daar, dis kyk, ek en Skalk geniet julle net soveel as wat julle ons geniet met die hoompie en die storie en alles. Vandag waarvoor hengel ons? Kom ons kom uit by die weddenskap uit. Lou, altyd 'n hoompie, waarvoor hengel ons vandag? Grootste Kaap, ons is by Bloemhof. Hier swem 'n paar vetties rond, so Grootste Kaap. Okay, maar net een deal, as ons terug gaan sit ons en eet, want ek kry nie my hoompies nie. Ons gaan julle vandag wys wie betaal hoompie, definitief. By die kasregister. By die kasregister. Alright. By die kasregister. Lou, ons SBB voer teen die tyd wat hierdie DVD uit is. Yes. Is dit op die rak? Kyk, Long time coming. Wat 'n evolusie in voer. Ek sê dis daai SVB voer. Ons sal vandag vir julle die nuwe verpakking wys wat ons gaan neersit. Die voer is fantasties en ons sal vandag vir julle wys hoe kom. Dis ons het regtig moeite gedoen met die voer. 'n Year in the making. Hier in 'n bytjie. So, Maar weet jy wat? Ek en Lou geniet mekaar, ons geniet visvang. Vandag kom ons gaan vang 'n vis. Kyk, dit lyk so sandy bay, dis sand oralste. Ek geniet natuurlik my 4x4, Loukie moes 'n ompad ry, ek is sommer hier oor die groceries. En hoe sê die Engelsman? It's showtime. Baie eenvoudig soos die instruksies sê. Waterbeker. Vat 3 dele water. Dan my SVB voer. 6 dele van dit. Sy 3 dele water, 6 dele voer, soos die instruksies agterop sê. Vir elke koppie water wat jy insit, moet jy 2 koppies voer insit. Ek meng hom deur. En laat staan vir 20 minute, vir halfuur, wat ek so doen, so na 15 minute, roer ek hom net weer deur, dat hy net weer so bietjie lig deur kry. Voilà. Soukers, soos julle nou al gehoor het, ons praat baie van die soukers. Koelronde floutie. En wat die produk uniek maak is, dis 'n hoë proteïen floutie. En wat my aantrek van die ding is, julle sal vandag sien, as ek hom in die hoek gehaak het, sit hy in die hoek vir die hele dag. As die vis hom aftrek, as jy 'n vis gevang het en die vis trek hom af, maar hy gaan net afkom as jy 'n vis aan het. Jy gaan dan terugkatrol, dan sit daai twee flouties nog steeds. So ek gaan hulle bietjie hengel vandag, maar hulle het so twist dan, hulle het so bietjie van 'n triek aan hulle. En ek gaan julle gou-gou wys wat ons met hulle doen. Kersfees wat ek doen is ek vat die sweet corn floutie. Dan gooi hom vol Kersfees. En die rede daarvoor is, die floutie kan nie disintegreer nie, so die floutie kan glad nie sag raak en wegraak nie. So, ek gooi hom baie Kersfees, die Kersfees nou afloop, kyk die Kersfees is lekker dik,
En hy gaan sit om daai flout en die flout trek stadig die konsentraat in en wat dit mee help is, hy lê daaronder en hy bloei die konsentraat weer uit. En ek kan hom nou gooi oor 'n jaar van nou van my flout en nog steeds sy ronde vorm hy gaan glad nie sagter word nie. Hy gaan daai konsentraat intrek. Gaan hierdie ouetjie toemaak. En om laat staan, gaan julle nou wys. Gaan dit hulle uithengel vandag. Stateford, ek gebruik die Stateford Original. Een van Skalk se geheime wapens. Dink ek het die geheime wapens vandag. Stateford gooi ek. Kyk al. En as ek kan omdraai, julle sien ek gooi hom vol. Laat hy binne in daai Stateford lê. En dan gaan julle nou wys. Kyk hoe lê hulle binne in daai Stateford. Nou, die floutie gaan nie weggaan nie, dis 100% proteïen. Die Jana, wat ek doen is met die Jana, ek vat die Jana spuit. Ek gebruik die Jana suiker. Hy's mooi pink, die vis hou van daai pink kleur. En al wat ek doen is, ek gee hom met 'n paar spuite, want die Jana is bietjie sterker as die ander produkte. Gee hom met 'n paar spuite en dan sorg ek. Kom ek skit hom met vir julle daar. Laat alles aan die Jana is. Al die balletjies van die Jana konsentraat op hom kry, want die Jana is bietjie 'n sterker konsentraat. Jy kan hierdie 'n maand voor jou hengeltyd doen, jy kan dit 'n dag voor jou hengeltyd doen, jy kan dit die oggend doen as jy by die dam aankom, soos ek maak. Kyk daai Kersfees in die flout. Ek gaan hom nou vol gooi. En deur die dag gaan ek julle wys hoe ek met hierdie goedjies die vis vang. Ek weet nie of julle al ek dink as ek eksamen skryf, dan gaan dan daal al so doodse stilte oor die saal neer nou. Ja, ek dink hier so doodse stilte, hier so 5 minute is 'n ernstige stilte tussen my en Lou. Ek dink is daai mix wat bietjie werk oor daai Wimpie se ernstige stories. So ek het 'n bietjie 'n paar tricks op my sleeve hierso. So ek gaan hom gou ingooi voordat Lou kan sien en hopelik 'n visie vang. Onder gaan ek 'n Stateford suiker sit. Kyk al die hoek lekker oop staan. Op die boonste een 'n Kersfees enetjie. Op die ander ene gaan ek 'n Jana en 'n Stateford sit. Sien nou, ek maak seker daai hoek se punt is baie oop, want hy moet die werk doen. Dis my storie wat ek
Kyk, Berlops is een van my gunsteling asse by Bloemhof. Daai dik stroop. Kyk mense, as die ding wegtrek, ek hoor iets van stilte of dit. Dis game on, dis game face. So, eerste vis, Bloemhof. Op hy soukertjies, hierdie kant het ek Jana en Stateford aan. Hulle is baie lief vir Stateford hier so by Bloemhof, rarig. Dis 'n byt, dis wat tel. Nou nie die grootste vis, maar hy kom. Klein babertjie. Daar loop daai kaap vir skalkaaf. Nee. Sê jy regtig wat ons soekie, maar weet julle wat, 2 vinnige byte. Ek sien my ander stok byt ook. Visies is hier, ons gaan van 'n lekker vang vandag. Skalk het nou dikke aan gehad. Is nog 'n paar van hulle vang. Die ouetjie sit ek terug. Ek wil my verstout om te sê die een was 15 kilos. Hy het definitief die hoek oopgebuig. Ek spot sommer, daai kaap het so hard opgetel dat hy Nee. Dat hy letterlik net afgekom het. Dit was nou maar een van daai goed, maar goeie nuus. Harde, ordentlike katrolloop. Niks het gebeur in die volgende oomblik kry Loukie 'n byt. Daar gaan my stok, Loukie se ander stok byt. Snaaks so Bloemhof werk en as hulle op die kol kom, is hulle daar. Ja, hy vermintelige katrollope van skalk. Secret weapon van my. Hy gaan nou die invang en dan nog 'n paar ander. Ja, Lou het vir ons daar op die kantlyn het hy vir ons 'n Charlie stok is nou bawerstok met 'n klein karpie wat ons gevang het. Hierdie enetjie het ek het hom net gegooi en ek sien die polisieman bly so half vreemd en ek gaan en ek wil die polisieman skuif in die water en toe ek aan hom vat, toe tel hy op en hy hou hom net so styf. So ek weet nie of hierdie vis nou maar nog aan die slaapies is nie. Is nie 'n slegte vis, nie die grootste vis in die dam nie. Maar dit voel daarom al Bloemhof. Dit like ek. Hoi. En die hengel wat ons doen, kan jy nie bepaal wat tel jou aas op nie. En enige kompeterende ou se boek is dit welkom. Ons het nou gekom vir die groter vis. Ek dink die babertjies wy vroegoggend is gewoonlik wat die scenario is, maar ek beloof jy later deur die dag gaan dit karps word.
So die vis op hierdie stadium byt terug, ons het net daai een positiewe byt, die res is almal daai terugbyte en snaakse byte. En ek dink is bietjie dieper water, want as jy voor jou kyk, jy kan letterlik sien, jy weet, hy maak 'n halfe sandbankie voor ons en agter weer verder 'n sandbank. Ons hengel tussen daai twee. En ek dink as hulle in daai channel inkom, kom hulle hierdie kant toe, weet, dis hoekom hulle nie gaan nie. Maar een of ander tyd gaan hulle die spoed aanstel en vorentoe gaan en nie terugkom. Maar 'n byt se byt. Ek vang vandag met hierdie tempo kar tempo stokkies van Sensation. Dis 'n Toray carbon, 'n baie lekker stok. Sy make-up, soos ek stel, is baie netjies. Lekker sagte stokkies, so dis ideaal vir dit wat ons hier vang, vir die groter vis wat ons wil vang. En ek gooi by die stadium die knots en hy gooi hom baie sinvol. Ek hengel so op 100 en hy gooi daai klein gewiggie met grasie daar, hoor. Enige kompeterende ou se taal is dit nie 'n probleem nie. Ver weeg en maar ek is heilig oortuig van die karps gaan hierdie mannetjies wegdruk nou. Maar op Baberstok, jy het nie gesê wat se vis is die grootste vir die oompie nie. 'n Catfish 9 stokkie. Kyk, dit is uit en uitgebou vir babers. Ja, ek hou daarvan om babers te vang. Hier is nie 'n baie groot baber nie. Maar ek sê jy wat, hy het gebyt. Nog 'n baby baber. Kleinerige baber. Maar as die een is, moet nie mos 'n grootte wees. Enige viskop is baie gevaarlik vir baber. Sien ek het twee hoeke daar een deur die lip en een onder die kiewe. En dan wat daai baber byt, hy kom hy byt hom. Een van daai hoeke moet hom steek. 'n Graskarpkop is nog beter. Vir een of ander rede hou die babers baie van die graskarpe. So, kyk wat jy van daai dik babers kan vang. Ek sou jammer vir hierdie karp, maar jy weet, daar's 'n groter doel. Loop maar aan 'n stok. Aan 'n stok byt.'n Klomp babertjies wat ons pla. So, Bloemhof het verskriklik baie babers en ek dink wanneer die dam raak meer gekonsentreerd, hoe meer soek hulle kos. Nou kyk of ons dalk nie 'n karpie kan vang.
Ons het die Barbara's. Hey, kappie. Wat is die nader kom? Hager vet. Sien, die boonstoekie het op die onderstoekie geëet. Daar sit die boonstoekie se suiker nog 100% reg, soos ek julle gesê het. Dis 'n bietjie beter vis. Nog nie die grootste in Bloemhof daarmee, maar dis al 'n visie. Stateford suiker. En ek sê weer, triek is ek hengel so 'n klein bietjie groter hoek. Haak hom op die kant. So kan hy ook moet baie oop staan. Sien jy daar? Die ander ene keer Jana. Wat ek vanoggend gemaak het. En ek sien karpie wat ek nou gevang het, die Jana opgetel. So ek gooi hom net weer. Sê weer, hoekpunt oop, baie belangrik. Dan hy barrels. Jy kan nie te veel barrels opgooi nie, is onmoontlik. Jou bol is te klein. Veral in Bloemhof. Dus baie mense sê ja, ek kry dit goed verniet. Dis hoekom ek dit so gooi. Ek wil hê julle moet meer gooi, maar luister wat ek vir julle sê. Meer barrels jy opsit, vinnige trek daai Kaaps. Veral in Bloemhof of in die Varovuur stelsel is dit een van die gevaarlikste asse. En hallo. Haha. 2 pitte. Ja, daai kan ons baie goed doen. Pietertjie en Paultjie. Pieter en Paultjie. Kom ons loop nou dis nou een van daai skippe. Skippevisse. Nie gladde visse. Skipvis. Ek het nou hier, ek het elke liewe babertjie op die deeg gevang. En toe besluit ek gaan al 2 hoekies pitte sit, miskien lê net bietjie langer as die karp verbykom. Hier het ek 'n Jana pit op en 'n Gumtree pit. En op die Bull Devils Fork in Oxblad. En hy het opgetel soos 'n karp, so kom ons loop as 'n ouetjie met skibbetjies. Dat ons plannetjie werk. Pietertjie en Paultjie is terug. Pieter en Paultjie is hier. Kappies. Ons plannetjie werk. Toe die Jana pit. Right, soos julle sien, Jana pytjie, altyd maar wat ons doen. Maak vir hom 'n klein cavity of 'n klein gaatjie. Sit hom mooi in die bol in. En dan laat ons gou hierdie ouetjie hierso wat langs my loop. En
Dis hoekom ons Bloemhof toe kom. Vir dit. Net vir dit. So kom ons hoop, ons het nou verby die babertjies gekom. Die plannetjie wat ons nou implementeer werk, hopelik. Maar die babertjies het almal teruggegooi, so in hierdie loop, so hoe heel moontlik is dit Karpie se kind. Aha. It's not over until the fat lady sings. Dis nou 8:30. Kom ons hoop daai karpies. Wat gewoonlik gebeur ook, as die karp inkom, sal hulle daai klein babertjies boelie. Hulle sal hulle afdruk. So dis wat ons maar hoop, wie weet gebeur met die aanhoudende hengel daar. Dat as die karps ons aas begin optel, dan kan jy maar weer terug gaan in jou normale goed toe. Dis maar normaalweg so, is nie altyd so nie, maar dis gewoonlik die tendens van karp. Karp is redelike aggressiewe weiers. As ek dit so kan stel, as hulle kos begin soek. Julle weet al teen hierdie tyd ons hengel met die SWB voer. Ek het langlaaste met voer gehengel wat my eie hengelpatroon so pas. Dis 'n baie sagte voer, baie mooi reuk. Hy kom baie vinnig af, ons nog nie een bol uitgetrek nie. Al het hy, kom ek sê 5 minute gelede of 10 minute gelede, die Lou het vir julle hier in die begin, het hy vir julle gewys, wat is die formaat? Dis 3-6, né, Lou? Ja, dit is 1-2. 1-2. En ek geniet die voer verskriklik, hy's lekker swaar, as jy weet, as jy hom gooi ook, hy doen alles wat hy wil doen. Teen die tyd dat julle hierdie DVD sien, as hy op die rak kyk vir die kenmerkende geel sak rooi met die swart SWB voor opgeteken. En dis die voer, dis regtig 'n goeie mengsel, goeie kompeterende voer. Oefen. Eina. Wimpie. Ja. Langer. Jo. Ja, maats. Jo. Elvis is in the building. Lekker dikke verskalle. Ja, ek het my ou kombinasie van Parabay Legend FX, Jana float op en 'n Legend float. Wel, daar's hy. Daar's hy nou. Daar's hy. Ek dink 'n skalle is so klein bietjie voor. Alright, soos ons gesê, Devil's Fork saam met 'n streepie oksblad. Of sal ek sê blobby? Nee, 'n streepie nie. Julle ken my nie so hengel nie, maar dis Bloemhof. Anything goes. Julle kan sien die pytjies weggeberre. Daar's eenetjie, daar's die ander eenetjie. Lekker. Hy nou die verder gaan. Maak skade die saartjie so bly as in die nood kan. Ja, antwoord vraag. En ons los hulle net. Ja. Open dops. Wat is hy? Hoi karpie, Bloemhof karpie. Ander oesertjie sit nog steeds net so. Die soukertjie. En daar het hy die ondersteunetjie uit die Jana enetjie gegee, daai vis. Ondersteunetjie sit nog steeds net so. Daar kan nie nou en dan kom maar 'n nuwe produk uit wat regtig uitstaan bo die ander produkte en dis as ek een so ver kan gee vir 2016, daai SWB voer. So julle sien ons vang hierdie visse nou redelik vinnig. Hulle byt so in die orde van tussen 5 en 15 minute. Partykeer lê 'n bietjie langer, nog nie een keer 'n voerbol uitgebring nie. Baie ouetjies van ons Primania manne het baie goeie sukses gehad met
met die SVB voer. Wat hulle doen is, die oukies het gaan Proumania as Engel, die naweek het Thys actually gewen, Thys Grywenstein, baie geluk ou Thys. Barend het al gewen, Leon de Kok het al gewen, Elsie het al goed gedoen, ons doen goed, is regtig 'n goeie voer. Kyk na die voer, kyk na die nuwe verpakking. Ok, hulle sien die Jana ingetrek, die Jana wat ek vanoggend gespuit het. Ek sit een van hulle op. Druk hom so aan die kant in. Dan enetjie gaan ek 'n stadte ouetjie sit. Mooi sit sy oortjies daar. En hulle gaan nêrens, hulle gaan binnekant. Kersfees. Maat, hulle tel die bal op, hoor wat ek jou sê. Ons het nou seker al 4, 5 buite gekry wat die katrol begin loop. En daar's nie 'n vis aan nie, so ons het regtig gespes maas dat hulle die voer eet op hierdie stadium. Wat 'n goeie teken is, want hulle hou van die voer, maar die uitdaging wat ons het is nou om hierdie manne, soos julle daar kan sien, die hoekies en alles is nog net so, daar's niks fout daar nie. So daai manne tel die voer op en nie die aas nie. Julle sal sien, kyk ons het gehengel nou tot op hierdie stadium met M0's op die links. Ek gaan hom nou afval, die wind druk ons regtig, wat my probleem is, hy rol 'n bietjie die aas. Jy kan sien hoe maklik is dit, ek sit 'n swaarder gewig hier op, ek spring net enetjie na nommer 1 toe, net om 'n bietjie meer gewig op die strop te kry. Ons hengel nie ver nie, so ek kan hom nog steeds manipuleer, maar dis nie goed as jou aas so ronddryf nie. Karp is nie iets wat hou van iets wat rondrol nie. Ons probeer hom nou net vashou. Die vis wat die voer so eet, wil ek net kyk as ons hom laat los lê. Ek gaan nou vir hom 'n redelike groot aas aan sit. Dis 'n redelike mooi vis wat voer. So ek gaan die pitte buite laat hang. Net met 'n deegie agter hom. Ek kyk as hy los lê of hy hom nie vinniger optel nie. Met 'n deegie, soos julle daar sien, is 'n redelike groot aase. Sit die normale goed op. Ek het nou oorgegaan na quattro. Lekker quattro, baie quattro op die bol. Met 'n bietjie sniper oor dit. Right, soos julle kan sien, stap ek 'n end weg van my kas af na die rigting toe wat die wind waai. En die rede daarvoor is want anders het ons nie die regte lyn lê nie. Ons probeer die lyn manipuleer om 'n end op te stap teen die wind in. Hier's 'n kleinerige walrus hier aan. Julle kan sien daar, die wind het opgekom. Nog steeds op die pitplan. Voertjies lyk dit vir my is nou besig om die ding te doen.
Want ons bly hier op die kolletjie gooi al waai die wind. Ek wil gewys dat ek het 'n merkie op. Hengel hierdie kant nog steeds met Legend Paraby en FX. 2 Jana pitte. Lekker harde bloemhof hardloop. Julle kan sien daai vis is 'n redelike sterk vis en toe ek hy stok slaan, jy weet hy het baie give. So jy kan hierdie vis veral in die wind is hierdie sagterige stokke, hierdie Kaap Tempo 'n goeie opsie want jy slaan nie deur die wind, jy slaan saam met hom. Met ander woorde jy het baie speling op die stok en dit is belangrik veral vir groot vis. Soos julle kan sien, hierdie vis is heelwat donkerder en hierdie donker vis beklei baie harder. Ek dink hy het 'n ander strein van Germaanse of Duitse afkoms en hulle beklei baie hard. Die wit Kaaps beklei nie so hard soos hierdie donker vis nie. Maar noodloos altyd lekker om hom te beklei. Wanneer ons so lekker haastig raak soos ons nou raak en ons die vinnig voer moet aanmaak, ek het daarom al hierdie voer seker al 1 miljoen keer aangemaak. Gaan ek gooi vir my voer by my water. Jy weet, meng hom deur, julle kan daar sien, is nog baie papper, is nog 'n groot pappery. Vat my volgende sakkie. Gooi nog bietjie by. Nou nie te veel nie. Daar kom hy nou reg. Julle sal sien. Jy weet daai wat hy so, hy het nog baie water in hom. Nou los jy hom. En na so 10 minute vat jy hom net weer en jy rol hom net weer deur met jou hand, laat jy net al die lug uitkry, laat jy hom, hulle noem dit riddle. Laat die voer wat die suurstof nou ingekry en dan kry jy weer suurstof in hom in. En so hou jy jou consistency op jou voer, die paste baie mooi. Soos julle kan sien, hier is 1.2 kg sakkies. Ek maak bietjie op 'n slag aan. Hierdie sakkie is nou al my 3de keer wat ek aanmaak. So ek maak net vir die varsheid daarvan. Daar gaan my ander katrol, ek gaan julle sien. Alright, hier is ons nou, Bloemhof nou op sy beste, die wind waai, die sand staan aan die ander kant. Ons hengel nou Bloemhof, pitte en 'n lekker voerbol. Ek dink my maat is bietjie onder druk daar vir die hompie, jy sal sien. Ons het hom so bietjie onder die duim, ons gaan hom hou. Nou as die wind so waai, veral in Bloemhof, dis net suurstof en hoe meer suurstof in hierdie water inkom, hoe beter vir die vis. En julle moet ook onthou dat ons hengel in die bek van die sloep, so al daai vis kom nou in hier en hulle moet hier verby swem voordat hulle iewers anders heen gaan. Die Engelsman sê showtime. Soos julle kan sien, maak ek hierdie voer lekker sag. Ons hengel nie te ver nie. En natuurlik die M1 help om die voer vas te hou. Daar is hy. Die bol is op, is al wat jy nodig het. Die voertjie is lekker sag, die vis kan hom vinnig afhaal. Ek het nou al twee hoekies het ek Jana pytjies op. So julle sien ek hak hom op die vleiskant deur, of op die rugkant. Put hom in, ander hoekie presies dieselfde. Onthou op hierdie stokkie hengel ons Paraby
en Legend en FX, die 3 tenore as julle kan onthou. Hierdie enetjie is nou weepitte. Ek gooi hom bietjie verder, hy lê bietjie langer. Maar dit voel na 'n sinvolle vis. Lyk na 'n sinvolle vis. Jy sal ook sien dat as die wind gewoonlik kom van daai kant af, die vis swem in die wind op. Gewoonlik as dit 'n groter vis is. Jou strop. Met jou vis, jou vis. Jou hoekies. Dit is nou gemeenskaplike vis. So, op hierdie stadium koop Loukie sy eie hompie en ek koop my eie hompie. Net om te wys sy aas werk. Hy het net daai stropie ongelukkig afgegooi. Ag, hy sy strops reg, myne is in sy glory in. Geen nie is sy strop vir my nie. Kyk hoe lyk my strop. Opgetsoinks van syne. Dan het voel 'n bietjie na 'n beter vis. Vis is nog ver. Dit voel redelik na 'n goeie vis, so die vis is nog ver. Ek gaan hom 'n kans laat hy sy ding doen en klaar kry. Die hoeke is klaar en hy het klaar alles reg gedoen, so konsentreer om die vis uit te kry. Jy sal sien Skalk staan daar agter, maar hy's pretty much bekommerd oor hierdie vis. Dis voel nou baie beter vis wat ons nou gevang het. En swem heeltemal regs, baie sterk. Kom ons skep by Wimpy. Hulle sal met daai Wimpy skep. Waarom hy nie? Mooi kaap man. Ah, lekker. Lang kaap. Hy lyk nou Wimpy. Hy lyk nou 'n bietjie. Maar Happy Meal. it's not over until the fat lady sings. Lekker vetie. Nada. Alright, soos julle kan sien het ons die groter net van Sensation. Baie van die ouens wat groter vis vang, klaar dat die kleiner nette hier breek. Nou hierdie een is versterk. Hy het 'n dikker pyp aan, bietjie dieper net so vir daai groter vis. So daar is van hulle beskikbaar vir die manne wat daai groot vis vang. Nou ek van daai Jana pitte van Skalkan en ek moet sê hierdie wind waai nou vir ons regtig raak. En die vis is baie mooi en hard.
Maar hier is omtrent seker 50 kilo wind wat hier waai. So sien is so die stof opwaai agter ons. En bloem ons 'n vis eet. Hard. Waar is daai lyn vir? Ja, nee, is reg. Daar's 'n kop, man. Daar's 'n kop. Daar's 'n kop. Daai Jan nog fitter. Daar's 'n kop. Daar's 'n mooi vis. Mooi dit. So kan ek sê jy like dit. Ja, sê wel dan. Wil jy daai Jan op het nou lekker? Dink ek het moeilikheid, want daai is 'n lang vis. Dis 'n lang bloemhofvis. Jy sien, dis wanneer jy jou planne weggee vir mense, dan word jy met jou eie plan gebyt. Lekker dik bloemhofvis. Een van die vetties. Korrekte manier van 'n voerbol aansit. Ek maak my hand so 'n bietjie nat. Brei die voer. Dan wat ek doen is, ek sit die voer bo die gewig. Sien waar is die gewig? Dan werk ek my voer af. En nou dop waar sit die gewig. Want wat die gewig doen is hy moet hom klink. So al die gewig lê op die gewiggie van die voerbol. So dit maak seker jy gooi nie deur jou voerbol nie. En daai is die vinnigste effektiefste manier vir my om 'n voerbol aan te sit. Backing is soos 'n tweede aasie op die hoek, baie eenvoudig. Sit die mieliepekkie op. Reg agter op die steeltjie vat ek die backing. Ek brei hom om. Maak seker die backing is lekker taai. Trek hom vas teenoor en daar's hy. 2 aasies op die hoek. Bietjie verder begin hengel, ek het 1.5 begin gooi. En wat ek net gedoen is, ek het SA-poeier bygesit. Weet jy wat, die waterskuif verskriklike wind wat waai. En daai SA-poeier help met dat daai vis opkom. Soos ek altyd verduidelik, dat die waterkolom skuif. Dis belangrik. Daai vis skuif saam met daai poeier geur op. En daai fluoresien. Het voel so heel vandaag. Kom nou. Langs die fabriek. Slap dat. Mooi. Langste bawer vir die dag op 'n mielieput. Ek het 'n kop aan, maar 'n klein visie seet hom. Soek een groot bawer. Dat is sommer af. Uit. Hoek af. Alles af. Kyk. Al wat ek sê is S4B. Kyk, hulle vreet hierdie S4B. Nee, dis regtig so. Dis die eerste keer in my lewe dat ek sien dat vis so reageer op voer. Want ek het hierdie ene heeltemal van my kol af gegooi, net dieper gegooi. En daar's hy aan. Ons gaan nou vir julle wys wat's in die net. Dit gaan interessant wees. Boys, julle sal my nie glo nie, dis 20:12. Ons het regtig genoeg vis gevang. Ek is weer aan met een van die groter vis. Bloemhof op sy beste. Maar nou moet ek by sê wat my vandag by uitstek
beïndruk het was die SVB voer. Ek het nie een keer 'n bol uitgetrek nie. Ons het 'n spanvis gevang, ons het groot vis gevang. Dis op die rakke nou vir julle. En al die tegniese inligting wat ons vir julle kan gee, gaan ons vir julle gee. Asseblief gee ons raad, sê vir ons, julle soek dit. Hierdie is julle DVD, nie ons nie. Sodat ons julle kan help, laat julle ons kan help. Bloemhof, net soos Bloemhof kan. Dit is twee vinnige produkte vir julle daar by die huis wat regtig goed werk. Sensation het net uitgebring wat regtig robuust en sterk is vir Suid-Afrikaanse hengel. Kwaliteit net, kwaliteit handle. Daai manne wat daai baie groot visse vang, hierdie net is ideaal. En die ding is die kinders gaan hom nie afskep nie, want die ding netjies, die kinders skep partykeer in die grond vas. Opbreek dan breek die waai daar so. Robust net. En die ander ding waarvan ek regtig hou is die stoel. Jy weet dis die lekkerste deel van vis van ons langs die water te sit in jou stoel en polies maar net dop te hou. Gemaklike stoel vir die hele dag se sit. Vir daai laatmare as 'n bietjie vis bietjie hard gebyt het hierdie dag, kan nou net bietjie terug sit en die dag geniet. Regtig 'n goeie stoel, ware vir geld. Motvoete vir die dame wat nou so sakkie weg in die modder en nie so kwaliteitsstoel. Wat sê jy? 50 kilos. Ek dink so. 50 kilos sal. Ek probeer daar oopmaak dat julle daar. Dis net Bloemhof. Jo. Wel dan, Boeta. Uit manne. Dis volleys vir ons, Wimpy. Ek het hierdie shot verloor, so ek gaan koop. Maar die keer ek sal vir julle wys, ek gaan Jenny en koop ons stop en volleys. Bespreek ons die hele dag vir julle, so kom ons ry. Boys, Lucky sit vas, so ek weet nie, dink julle ons moet hom los. Dan skoor ons hierdie Wimpy. Ek weet nie, wat ek sien nogal van kom ons ry, is hard. So ek ons gaan haal hom maar. Ons wy jou nou los vir die Wimpy. Ja, julle wat daar, julle dink seker elke keer as ons praat oor 'n Wimpy, dis net 'n geskertsery. Ons doen dit regtig. Nou ja, vandag's my beurt Lou. Well done. Dankie Grootste kaap gevang vir die dag. Baie dankie. Was dit gehengel vir hom? Ja, Wimpy is op my vandag. Next time. Kyk, dit was 'n goeie dag by die dorp. Ja, Dit was regtig 'n goeie dag. Ek wil net sê ek dink baie van julle het ook al hier by Wommerandstad se Wimpy gesit. Dis maar ek dink skalk tradisioneel. As ons hier kom, begin die bakkie so te sluk. Ek wil nie verder ry nie so. Ons stop ons maar gesels die dag deur. Ons gesels oor daai dag maar. Joh, dis dan ons het 'n dik sak vis vandag, ek moet sê. Lou, ek dink, jy weet, deur so baie ons het soveel pret gehad. Dit is nie agtergekom met hoeveel vis. Ja. Daai sak was swaar. Ja, ek het nou met Barend breed gepraat. Sê ek vir hom ek dink ons het seker 5 of 6 van daai karps hier tussen 5 en 6 kilos. Ja. Ons het 'n paar van daai groot visse gevang. En hulle het net aangehou byt, as ons aangehou hengel het, hulle het net vinniger en meer gekom. Ja. Kwaliteit as, kwaliteit konsentraat en daai SVB voer wat ons regtig ons gee dit vir julle met 'n oop hart. Ons het regtig moeite gedoen met die SVB voer. Ek dink is een van die topvoere vir 2016. Jy gaan daai voer dophou, gaan dam toe gaan hengel maar voer, jy gaan regtig sukses hê. Ja, weet jy wat Lou, en ek dink jy weet ons het regtig al die stoptekens uitgetrek, ons het daai goed beproef, ons het dit getweak, ons is vorentoe, ons is agtertoe. Vir ons ouetjies gegee om te toets. En die Kom met trots resultate sê, begin kry. die resultate kom en die ouetjies wen daai Promanias links en regs. Ek weet Thys hengel met die voer, Ellen hengel met die voer, Barend hengel met die voer. Die ouens wat die Promanias hengel met die voer. Wieke het die eerste keer die voer gekry, so met tweede gekom. So. Dis fantastiese voer.
Maar volgende keer so wimpie. Ek hoop nie is myne nie. Ek dink is maar, as ons vandag gegaan het vir kwantiteit, het Skalk, ek dink Skalk het 3 keer meer vis gekvang. Hy het regtig daai visjes op sy kol gekry en hy het daai kol godsdienstig gehengel. Ek het daai groot visse gejag. Ek moet sê ek het 'n bietjie groter hoeke gehengel, 'n bietjie groter haas. Dit was slim geweest in die oggend. Ek het beplan vir daai groter vis, so Ja. hy's in die sakkie. Dis jou lap. Sien julle volgende keer.